Goeiedag en welkom by Ken jou regte, aangebied deur Johan Cronje Prokureurs en Eiendomme. My naam is Franco Creer en vandag deel ek graag 'n paar brokkies regskennis rakende die Suid-Afrikaanse siviele prosedurereg. Spesifiek die relevante stappe wat geneem moet word tydens 'n aksie rondom 'n geldelike eis. Siviele litigasie in Suid-Afrika volg 'n gestruktureerde, reëlgedrewe proses wat streef om regverdig, duidelik en met finaliteit dispute tussen partye af te handel. Wanneer 'n eiser 'n aksieprosedure instel wat verskil vanaf 'n aansoekprosedure, word die dispuut gedryf deur die uitruil van pleitstukke, blootlegging van dokumente, voorverhoor vereistes, die verhoor self, sowel as vonnis en uitvoering daarvan. Die vertrekpunt is om die verskil tussen aansoek en aksieprosedures te verstaan. 'n Geldelike eis, of dit nou sy basis in 'n kontrak, delik of enige ander grond vind, word byna altyd deur 'n aksieprosedure gebring omrede daar feitelike dispute ter sprake is. Mondelingse getuie mag ook nodig wees om dit op te los en die aard van die dispuut 'n verhoor mag noodsaak. Waar feitelike dispute ter sprake is en mondelingse getuie nodig is om dit op te los, sal 'n aksieprosedure byna altyd nodig wees. Teenoor aansoeke waar die feitelike dispute dikwels minder is en die nodige gevolgtrekkings vanuit die hofstukke gemaak kan word. Die eerste praktiese stap tydens aksieprosedures sal dikwels die uitreik van 'n aanmaningsbrief wees. Dit is nie altyd streng gesproke nodig nie, maar 'n sekere feitestel maak dit 'n vereiste en dit is dikwels ook strategies raadsaam. Dit dien die doel om die verweerder in te lig van die eisoorsaak, hulle in te lig van hulle bedrag van verskuldigheid, sowel as om 'n sneller te dien vir die oploop van rente tot die eisbedrag. In sekere gevalle, soos eise teen organe van die staat en kredietdispute, maak wetgewing dit 'n vereiste om 'n aanmaningsbrief uit te reik voor dagvaarding. In enige geval maak die aanmaningsbrief u posisie duidelik en kan litigasie heeltemal afwend indien die teenkant daarna meer genees sal wees om 'n skikking te bereik. Die volgende stap sal wees om die gepaste forum vir u dispuut te kies. In geldelike terme kan distrikslandhowe dispute tot en met R200.000 aanhoor, terwyl streekslanddroshowe dispute tot en met R400.000 kan aanhoor, terwyl die Hooggeregshof dispute bo daardie waardes kan aanhoor. In geografiese terme sal die dispuut gewoonlik aangehoor word waar die verweerder gewoonweg bly of werk of waar die eisoorsaak ontstaan het. Die opstel van dagvaarding sal noodsaak dat u die gepaste formaat kies. 'n Enkelvoudige dagvaarding is relevant vir gelikwideerde eise, terwyl 'n saamgestelde dagvaarding die relevante formaat sal wees vir ongelikwideerde eise. Oftewel aangeleenthede waar die verweerder se verskuldigheid nog nie duidelik blyk vanaf die eisoorsaak nie. Voorsiening word ook gemaak vir spreekwoordelike kortpaadjies, soos voorlopige vonnis, summere vonnis en ander, maar hierdie aspekte is nie dadelik ryp vir bespreking nie. Die eiser en verweerder se detail, die natuur van die eis en die versoekte vonnis moet blyk vanaf die dagvaarding, tesame met ander administratiewe detail. Sodra die dagvaarding korrek opgestel en by die hof geleaseer is, sal die klerk of griffier van die hof dit uitreik en 'n saaknommer toeken. Betekening van die dagvaarding op die verweerder geskied deur middel van die biljet, op hul persoon of die gekose domiciliumadres. Dit is belangrik om seker te maak dat betekening korrek geskied, aangesien dit kan lei tot herroeping van vonnis of ander belangrike stappe op 'n latere stadium. Hierna word dit vereis dat die verweerder hul kennisgewing van intensie om te verdedig leaseer
en beteken as hulle die eis wil teenstaan. 'n Gebrek om hierna om te sien kan wel toelaat dat die eiser verstek vonnis kan bekom. Verder is die volgende stap gewoonlik dat die verweerder 'n pleit liaseer in die geval van 'n saamgestelde dagvaarding en teeneis indien relevant, wat die basis van hul verweer uiteensit. In die geval van enkelvoudige dagvaarding sal die eiser eers 'n deklarasie moet liaseer en beteken wat die verdere detail van die eis vanuit hul enkelvoudige dagvaarding uiteensit. Dit is ook belangrik om te onthou dat die eiser 'n pleit op die teenkant se teeneis moet lewer indien van toepassing. Deur die loop van die pleitstukstadium kan 'n eiser of verweerder ook 'n eksepsie of spesiale pleit lewer, wat die basis van die teenkant se eis of verweer aanval op die basis dat dit nie 'n eisoorsaak openbaar nie, of so vaag is dat dit 'n verleentheid sou veroorsaak om daarop te moet antwoord, of 'n verdere regstegniese grond wat die teenkant se saak vertraag of vernietig. Partye het ook dikwels die geleentheid om verdere repliserende stukke te liaseer en daarna sal die geleentheid om pleitstukke te liaseer sluit indien verdere replisering nie nodig is nie. Die volgende stap is die blootleggingsproses. Hierin word die partye genoodsaak om dokumente in hul besit wat relevant is tot die dispuut te openbaar, tensy dit beskerm word deur prokureur en kliënt konfidensialiteit of ander soortgelyke beginsels. Partye kan gedagvaar word om sekere dokumente bloot te lê indien nodig en alle relevante dokumente sal geïnspekteer word deur beide partye met die oog daarop om dispute se basis te vernou voor moontlike verhoor. Volgende, indien van toepassing, sal partye verslae deur hul onderskeie deskundiges in die veld van die dispuut liaseer, vergelyk en 'n gesamentlike verstandhouding probeer kry op die punte in dispuut. Die laaste stap voor die verhoor self is die voorverhoor vergadering. Hiertydens poog partye om die dispuut se basis te vernou, saam te stem op feite wat in dispuut is, sowel as om skikkingsmoontlikhede en verhoorgereedheid te bespreek. Verdere voorbereiding vir die verhoor sluit ook in die indeksering en paginering van nodige bundels dokumente vir gebruik tydens die verhoor, kennisgewings en dagvaardings wat ook vir getuies voorberei en uitgestuur word. Die verhoor self sal begin met die eiser aan die stuur van sake deur hul saak te openbaar, feitelike en deskundige getuies te roep en finale aanmerkings te maak. Die verweerder kry dieselfde geleentheid en daarna kry beide partye die geleentheid om persone te ondervra, kruisondervra en met finale argumente wat gelei word voor afsluiting. Uitspraak kan op die dag gemaak word deur die landdros of regter of gereserveer word tot 'n latere datum. 'n Vonnis hoort dan gemaak te word met betrekking tot die hoofelisbedrag, rente indien van toepassing, sowel as die toestaan van regskostes. Na 'n vonnis gegee word, kan ons ook ondersoek instel op die metodes vir die afdwinging of invordering van die vonnisbedrag. Die eiser kan beslag lê op die bates van die verweerder deur middel van die balje en laat afvuil ter bevrediging van die vonnisskuld, 'n bevel kry vir aftrekorders teen die verweerder se bankrekening of verdere verrigtinge instel vir ondersoek tot die verweerder se finansiële posisie en vermoë om die vonnisskuld te betaal. Dit is ook belangrik om te onthou dat die ontevrede party in sekere gevalle kan aansoek doen vir die herroeping, variasie van vonnisse of dit te neem op appel of hersiening. En die uitslag van die saak is nie noodwendig finaal net omdat vonnis verkry was nie. Laastens is dit belangrik om in gedagte te hou dat hofgeannexeerde mediasie oorweeg moet word deur die partye en dat skikking van dispute of alternatiewe resolusie dikwels minder tyd en geld van die party vereis om dit op te los.
proses mag dalk klink na 'n warrelwind in so 'n kort opsomming, maar dit is ontwerp om 'n logiese volgorde te ontwikkel van aanmaning na vonnisafdwinging, met regverdigheid as die hoeksteen van verrigtinge. En terwyl dit van 'n afstand mag lyk na 'n tydsame en frustrerende proses, is elke stap in plek gestel om voorspelbaarheid en 'n goed geredeneerde uitkoms te verseker. En daar het ons dit vir vandag se weergawe van Ken jou regte. Onthou om elke Dinsdag om 11:00 die oggend by Fynbos Radio in te skakel vir nog weergawes en besoek gerus Johan Cronje Prokureurs en Eiendomme se webtuiste of Facebookblad vir meer inligting of betroubare regsadvies. Baie dankie vir die tyd en tot volgende keer toe.